Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug hier by die maandag episode van die Rockfight Rugby podcast. Ons raak nou al gewoond aan hierdie lekker routine van ons, Arie. Maandag praat ons wat gebeur het, Vrydag praat ons oor wat gaan gebeur. Nou die naweek gaan natuurlik niks gebeur nie, maar kom ons kyk wat hierdie afgelope naweek gebeur het. Die Stormers het Glasgow net geklop nie. Ek bedoel, what a comeback. En arme Glasgow het nou 24 punte in 2 wedstryde aangeteken, dit na hulle in 'n kwart eind van die Kampioenebeker gespeel het. So nou oor hulle praat, maar die Stormers lyk of hulle terug is en dink jy dis hoekom Damian Willemse terug is op 15? Ja, ja, ek dink dis 'n komponent. Ek dink dit was 'n 23 spelers wat op die ouend gefokus en aangeskakel was. Ek dink dit maak 'n groot verskil, is maar wat elke afrigter kan vra. Ons het voor die tyd dat ons nie eintlik geweet wat rigting dit kan gaan nie. Dit is moeilik om voor die tyd te bepaal, maar wat ons kan oor praat wat Saterdag gebeur het was indrukwekkend. Jy weet jy wen partykeer hierdie wedstryde, en dan is dit 'n goeie wen. Maar as jy om 48-12 wen is in die kategorie van 'n baie oortuigende, daar's 'n paar ander woorde wat mense kan bysit, maar dit is eintlik 'n bietjie van 'n statement. So dit is 'n baie indrukwekkende wen. Hulle sal moet probeer om momentum te bou. Natuurlik moet hulle twee wedstryde weg oor see gaan speel, maar net op Saterdag dit was 'n span wat almal het gedoen wat hulle moet doen. Daar was goeie besluitneming en dit was 'n uitdaging vir die Stormers gewees, ook in Connacht gewees. Daar was 'n paar besluitnemings en 'n paar dinge wat hulle probeer het wat jy gesien het nie heeltemal in die planne was nie. So dit wat hulle gedoen het hulle baie goed gedoen. En wat ek van gehou het wat ek gesien het, en ek dink dit is die Suid-Afrikaanse spanne in geheel is besig om dit te doen met Europese spanne of meer gereeld, is dat ons hulle outmuscle en wat Saterdag gebeur het was die statistiek sê dat die Glasgow Warriors is die beste verdedigende span op lynstaan dryf om dit te verdedig. Maar die Stormers het nie net drie gedruk van die lynstaande af nie. Hulle het ook in die algemene spel, sê maar lynstaan op die midlyn, het hulle gedryf, maar hulle gedryf vir 15 meter partykeer. So skrams het die Stormers ook beter gedoen. Ek dink op die afbreekpunte het hulle fisies was hulle beter, verdediging, so skop taktiek ook baie beter. So Carl Steyn het ook na die tyd gesê, maar hulle het net nie bal gekry nie, die set pieces het net nie gewerk nie. So jy speel so goed as wat jy toegelaat word. Nou, ons het dit voorheen al gepraat, so ek dink dis 'n geval van die Glasgow Warriors, kon net eenvoudig nie hulle voete vind op baie areas nie. So dit is indrukwekkend. Hulle sal dit moet probeer herhaal. Nou, ek dink hulle het so 'n bietjie vinniger uit die kleedkamer uitgehardloop in terme van motivering met wat gebeur het teen Connacht en die hele ding wat ons al gepraat het van die moeilike weke wat hulle gehad het. So ek dink vir eens kon hulle die energie net 'n bietjie kanaliseer op kom ons het 'n tyd gehad om nou voor te berei vir hierdie en kom ons speel. Maar ek dink ook wat miskien 'n groter effek was en wat ek ook gehoor het so tussen die gange die geselse van die kameras af op die kamera is dat die afgelope week of 2 was moeiliker as wat ons dalk besef het. Mens kan nou effens in ag neem wat daai Connacht einde so effens vergewe is miskien die woord, maar dit was 'n moeilike week en dit het Roan Jal het ook in die media daaroor gepraat. Ons kan miskien ook daarna luister. Yeah, definitely. Look, if I'm speaking from a personal, this is just my personal feeling that I had, but I feel like we were like really put under the pump after we lost. That was look, and by all means, like we embrace criticism. We do it we play on a public platform, but I just feel like the lack of respect, the lack of understanding there was towards the team and what we went through. I think that also was like a part of the motivation this week. That put a little bit of an anger in us. Because me and Dobber spoke about it. Like, there's no protection from us from the social media, the keyboard warriors out there. And there was just like no respect, no understanding. I felt, like they were giving it. There were guys in the squad that was getting DMs of the terrible things they were getting. So I just think that we just almost like drew a line in the sand to be like, the lack of respect or understanding about what the team was going through. It's not about them. Like, we didn't want to prove them wrong. It's about us. We owed ourselves that performance. But I do think that had an effect to be like, Ja, ek moet sê 'n ander Stormerspan en ook dis ook nie enige Glasgow span gewees hier. Hierdie was 'n properse Glasgow span. Amper hulle volsterkte span met 'n paar beserings hier en daar. Jy het ook gehoor wat Frank de Smit gesê het, die uitdagings wat hulle gehad het met die 6 nasies en die Kampioenebeker en alles met hulle spelerdiepte wat nie heeltemal so goed is as die Suid-Afrikaanse span nie. I must take in consideration, and I'm so, in front of the media to make excuses is the last thing I want to do. That is not what we want to do. So, tough part of the season for us. I said that also yesterday. I mentioned that we will
we have to refine a bit of our form after the Six Nations, and it's a huge mental toughness to our top players in the environment, and to come down here was always going to be tough. I would lie if I would say we didn't had an eye on next week with a probable European semi-final. So it was. I tried to stick a little bit to our guns, but that this has happened and at the right time for us, because I think you can't hide from the fact that there's one or two things that needs to be adjusted. Yeah, you got 2 weeks. You got a break, and you got two weeks. Is that enough to get it right for the playoffs? Yeah, definitely. I think we need. I think we need cold and the rain for a bit. We haven't seen that for a while, and sleep on our own beds, and maybe see our wives and girlfriends, and that'll already be important ingredients. So we're looking forward to get back to Scotstoun. I think the changing rooms hurting, obviously, and again, the South African teams are good teams. You give them half a sniff, they take it away. So it's not just about us. I think we weren't allowed to play the way we wanted to play in the last 2 weeks, and compliments to the South African game. Wat vir my interessant was, die Stormers het daai emosionele brug oorkom, en dis vir my nogal lekker geweest daar. Hulle verdediging was weer eens pyk geweest, jy gesê, en dan hulle was baie slim. Hulle het slim rugby gespeel. Gesorg dat Glasgow nie balle kry nie, gesorg dat daai gevaarlike Kyle Steyn in die agterlyn daar nie kans kry om dat 8 balle agter hulle te sit nie. En nou het dit lekker geslaap in die wete dat Damian Willemse daar op 15 is. Dinge is net veilige hande. Maar ek wil vinnig meer praat oor Kobus Reinagh nommer 1. Wat 'n wedstryd, en kyk toe hy dan maar wegtrek, daai ou dan maar nog 'n paar jets aan hom. Hoe ernstig is sy blessering, enige idee? Ja, dit vroeë aanduidings op die aanduiding Saterdag aand was dat dit ernstig kan wees. Hy was in 'n kniestit gewees en mens kan ook sien dat hy het die manier wat hy beseer is so vasgepen gewees. So dit is maar tipies van skade. So hulle hoop maar die mediese ondersoek sal nou wys dat dit nie te lank is nie, maar tipies daai kniebeserings as jy maar vir 'n tyd lank uit. Dit is nou ook ernstig vir die Springbokke, want hy is ook 'n belangrike komponent vir die Springbokke natuurlik ook. So daai nuus sal maar nog deur die week nou uitkom, soos wat hy by mediese versoeke kom of mediese uitslae kom. Maar ja, hy seker die vinnigste 35-jarige, of sal 36, hy's 36 dink ek. Rugby speler in rugby op die stadium. Kyk, hy was in elk geval vinnig van sy pa se gene, so hy het nie tekort aan spoed nie. Maar ek dink behalwe die spoed, ek dink net wat hy doen in terme van sy teenwoordigheid en die manier wat hy speel, hy doen die regte goed, en hy is daai ervare skakel wat die Stormers nodig het. Hy is goed vir Sasha Feinberg en KwaZulu. Dit gaan nou die toets wees. Jy het ons daaroor praat, en weer is dat die volgende 2 wedstryde, as daar gaan nou uitspeel wedstryde ook wees, maar dan sal hulle moet staat maak op Ungerer en Imad Khan byvoorbeeld, en soos Dobbo tong in die kies gespot het, so hy gaan dan die jeugdige dievenage sal hy ook moet nader trek nou. Ja. Dewald sal ook nou weer na die voorgrond moet kom, so dis maar die 3 wat nou sal moet speel. So Dewald het daai ervaring wat hy sy bytrek wat hy nou Kobus verloor, maar dan die ander 2 manne is bied anders, maar ek dink iemand kan speel baie soos Kobus Reinagh, ook bietjie meer beweeglik en vinnig en speel vinnig en skop ook goed pale toe as dit moet, en so hy's 'n speler vir die toekoms. Maar ja, Kobus Reinagh se verlies, hy het nou net mooi van sy beste rugby gespeel Saterdag. Dink baie keer hoe sterker die teenstand, hoe beter speel hy. So dit is 'n groot faktor. Ek dink een wat ek net vinnig kan noem met die vergunning van Q.co.za het hulle statistiek opgesit van Evan Roos, en ek dink Evan Roos het op 'n stadium met hy redelik kritiek gekry, ook aan so 'n bietjie betrokke geraak in 'n stamperigheid hier en daar, maar ek kry die indruk die afgelope 2, 3, 4 wedstryde het hy net eenvoudig gespeel. Hy het nie teen tandjies, hy drukke 3 draf terug. Dis nie te veel hoehaas nie, maar wat die statistiek wat hulle toe sê, maar hy verdien eintlik so 'n bietjie meer krediet is in die 14 wedstryde wat hy gespeel het. Behalwe die 11-3 wat hy gedruk het, het hy 153 carries gehad, wat baie is, amper 'n halwe kilometer, 556 meter wat hy gekry het of gevorder het daarin, en dan sy verdediging op 131 duikslae, 116 daarvan suksesvol, is 82%, of het 15 gemis, maar het 15 duikslae en 14 wedstryde gemis, so dit is eintlik 'n baie goeie statistiek. So ek dink net sy effek, die effek van Evan Roos in daai span is groot. Hy druk by 3,
maar hy's verantwoordelik vir baie van die, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir carries is nie, maar om die bal op te vat waarskynlik. En hy maak baie meters. So hy's baie, en ek dink die ander speler wat die Stormers nou Saterdag ook blootgestel het, wat baie goed sal 'n tipe rugby speler is dit is Kerebi, die agste man, wat ook daai groter tipe wat oor die voordelyn kom. So ek dink daar staan 2 agste manne wat die Stormers het wat oor die voordelyn kom. So ek dink dit is 'n groot deel gewees van die Stormers se sukses ook Saterdag. Net so vinnig, Sasha het 'n regtig 'n goeie wedstryd gehad. Nou, hy was die Sasha gewees wat ons geleer ken het. Ek weet nie wat die probleem was voorheen nie. Don John Dobson het in sy onderhoud met Harry gesê op die lekker rugby pod en ek sit die skakel hierbo. Jy weet, jy moet in gedagte hou, Sasha het sy gestaan huil op die veld met laasweek met die hulde blyk aan Chippy Solomon en 15 sekondes later moet hy afskop hanteer. Jy weet, ou besef jy regtig die impak daarvan en soos jy gesê het, Nando Rowan, hulle het ook al oor gepraat, maar die punt is net Sasha lyk of hy nou oor dit is en hy lyk of hy 'n bietjie meer van 'n weer homself is op 'n manier. Ja, ek dink dat dit was 'n effek daar voor die afskop, en almal was emosioneel en hy het so vooroor gebuig soos hy gehuil het en is reg. Hy moes 15 sekondes later moes hy gaan speel. Ek dink in 'n wedstryd het hy eintlik nie sleg gedoen onder omstandighede. Die Stormers span het nie sleg gedoen vir 65 minute nie. Ek het eintlik gedink hulle sal in die begin sukkel eerder en dan terugkom. Sien dat al die emosies so reg na die voor die afskop was, maar wat gebeur het daar gebeur en dit nou, maar ek dink ja, Sasha het so 'n bietjie rustiger gewees. Hy het hier en daar nog 'n so die Engels praat van 'n grabber, so steekskoppie ingekry. Die een het teen Polopo aan die hardloop geraak en hulle het 3 gedruk van daar, 'n strafskop gekry en 'n tikskoppie gevat en gedry. En dis Glasgow Warriors, hulle is baie goed aanvallend. Jy kan hulle nie balle gee nie. Dis een van die minballe wat hulle eintlik gekry het. Die ander kon hulle doen nie, maar Sasha was baie goed. Hy was goed op 10 en toe later op 12 was hy ook baie goed gewees toe Matthee opgekom het. So dit wys jou sy veelsidigheid. Hy's goed op verdediging. Hy sy aanvoeling, ek dink as mense 'n wedstryd ook direk of lewendig kyk en weer dan sien jy mos 'n bietjie van 'n ander prentjie wat nie altyd op die kamera is nie. So dan kan jy sien partykeer in die interaksies en hoe hy in beweging en hardloop, hoe hy antisipeer watter kant die skoppe gaan kom of weet watter rigting hulle gaan speel. So daar's baie fyn goedjies wat ek dink hy 'n goeie aanvoeling vir het. Maar takties goed geskop, hy het palle toe baie goed geskop. Ek dink hy het 'n hele paar van die kantlyn af ook oorgeskop. So dit is vir die toekoms ook. Pollard gaan nie altyd daar wees nie. Hy's nou Pollard is veel jare ouer as hy, so ergens sal Sasha dalk nou die versekering nommer 1 wees. Ek dink tans is dit nog tussen Pollard en Sasha. Pollard dalk meestal as dit 'n regte tawwe toets teen die All Blacks is. Jy soek iemand wat hoë persentasie skoppe het. Van die beste 10s in die wêreld, Johnny Wilkinsons, die Carters, die Pollards, het 'n hoë persentasie sukses op skoppe gehad. En dis nou een ding om goeie rugby te speel algemeen, maar jou skoppersentasie, suksesvolle skoppersentasie bepaal maar of jy regtig een van die wêreld se top 10 is. En so maar Saterdag het dit gelyk of is. Dis verseker. Sê dit gou weer, het Sasha 12 van speel toe Yuri opgekom het, né? Ja, hy 12 van speel, ja. Okay. Ja. So hy het in die middeveld gebly en Damien het op die veld gebly. Hulle het ek dink vir Simelane van die veld af gehad. En ek dink Rowan het ook vleuel gaan speel toe Marcus Miller opgekom het. Ja, gepraat van Marcus Miller. Jongste Stormer debuut lyk dit vir my as ek nou reg is in die geskiedenis. En ek kan sien as jy die skool het, sy hare is lekker lank geword. Dis nie meer daar met die meneer gaan nou nie meer die rotting uit al as sy hare taak is nie. Ek spot sommer net. Maar hoe was sy debuut? Ek bedoel maar kort gewees, maar hy lyk vir my heeltemal tuis is daar. Ja, wel, ek het almal het hom nou maar dopgehou, dopgehou waar die kameras om die dophou nie, maar hy het maar rondgetrippel daar op stadiums of in die begin. Ek kan sien hy's maar weer agter gewees en hy het net eintlik werk op die verdediging gehad. Hy het maar net eintlik een keer die bal hanteer wat hy swaar verskakel was. So soms het die balle gelyk of dit by hom uitkom. Almal het maar gehoop dat hy in spasie, dit is mos een van sy sterkpunte is sy aanvallende spel in spasie. Hy het nie daai kans gekry nie, maar hy moes hier en daar moes hy maar vir Tuapolopo en die ouens van vooraf aanvat en duik en so aan, so hy kon dit hanteer. Maar ek net op die veld te wees is vir hom, hy was so 'n klein seentjie wat baie roomys gekry het na die wedstryd, so baie gelukkig. Natuurlik is 'n groot oomblik vir hom, maar dit is hy sal dit wat hy in matriek gedoen het, gaan hom nou net so ver vat. So ek dink hulle vertrou in hom, hulle het hom vroeg blootstelling gegee.
En op 'n manier ook, ek dink nie dit was die taktiek nie, maar ek dink op 'n manier het die feit dat hulle dit bekend gemaak het in die media so 3 dae voor die tyd en gesê het hy gaan moontlik speel, het ook 'n bietjie die media fokus so 'n bietjie geskuif van Chippy Solomons en die hele effek van 'n moeilike week na die in na Glasgow toe. So ek dink dit het effens gehelp. Ek dink nie dit was die rede dat hy gespeel het nie, almins, maar dit was ook 'n komponent wat so 'n bietjie die aandag effens meer op hom gesit het en die ouens 'n bietjie kon asem gee, maar talentvolle speler, almal het hom al as skool rugby in aksie gesien, maar nog steeds jy moet dit nou regkry op die hoogste vlak, wat natuurlik heel ander rugby is. Maar dit is 'n speler wat baie talentvol is, aanvallend, verdediging ken hy dit. Hy's uit na 13 of ek hou van hom op 13, hy kan 12 ook speel, maar so opwindend wees om te sien hoe hy kan vorder in die toekoms. Dis 'n prestasie om op 18 jou debuut te maak. En as ek dink by ek en jy was op 18, het ons hier naby gewees aan 'n groot rugby speling. Alles behalwe. Okay, net so vinnig, die Stormers gaan nou oor see, en nou speel hulle teen Ulster en Cardiff. Nou ek het nog hulle gaan sukkel teen Ulster, maar die wiele kom nou lelik af daarso. Hulle sleg verloor die naweek teen Munster 41-14. Ek het dit nie gesien kom die naweek voor dit verloor teen Leinster. En Munster, wat ek gedog het is besig om 'n bietjie weg uit te sak, is besig om 'n groot terugkeer te maak. So ek dink die Stormers kan ook beter doen op oorsese toer as ek verwag het. Jy weet, ek dink Cardiff behoort hulle te kan wen en dan natuurlik dink ek nou dat hulle Ulster ook kan wen. Vol 10 punte. Daar kan hulle eers op die punte leer eindig. Veral met Leicester wat gestaan en verloor het teen Benetton. Wie dit nou ooit gesien kom. Ja, dit was 'n groot guns geweest, die Leicester verloor, maar die twee wedstryde is nou in hulle hande. Hulle het goed getoer, voor onthou hulle was mos vir 'n klomp wedstryde onoorwonde, so hulle het 'n baie goeie toer gehad. Hulle sien baie uit na die toer. Ek dink hulle het goeie selfvertroue in terme van wat die toer laas vir hulle goed was. So hulle weet, Craven Cottage, ek kan nie onthou wat die naams van Ulster se grond nie, maar ek dink dit is 'n moeilike plek om te speel. Ek vermoed dit is ook weer die kunsmatige velde wat in spel kom maar ek dink ons sal eers moet kyk wat die komende naweek gebeur. Dit is Ulster wat nou die 2de Mei teen Exeter speel in daai European Challenge. So hulle het 'n kans om so 'n bietjie reg te maak. Dit sal 'n aanduiding wees van waar hulle is waarskynlik. Hulle speel tuis. So ek dink die Stormers het 'n voordeel dat hulle baie noukeurig kan kyk wat hulle doen teen Exeter, want dit is natuurlik 'n wedstryd wat hulle sal wil wen en hulle sal waarskynlik al hulle gunsteling bewegings en al hulle maniere van speel sal hulle tentoonstel wat die Stormers kan verwag ook met hulle kan wees. So ek dink die Stormers is daar in 'n briljante situasie. Sit met voete op, rus, oefen hard hierdie week. Hulle gaan nou nie afvat hierdie week. Hulle rus hard, oefen hard. Maar hulle kan sien wat hulle doen teen Exeter. So ja, Ulster het 'n bietjie momentum verloor, maar hulle gaan nog steeds 'n goeie span wees. En Cardiff gaan teen die tyd dat die Stormers teen Cardiff speel, gaan Cardiff moet wen om vir Connacht uit te hou. So dit gaan ook 'n desperate wedstryd vir Cardiff wees. So dit gaan nie help vir die Stormers nie. Mense verkies om spanne te speel wat dan verseker uit is, maar die Cardiff gaan nie uit wees teen daai tyd nie. Hulle is nog te hoog op die punte. Hulle het nou 50 punte. So al verloor hulle dan Connacht het 44 op hierdie stadium. So dan is dit nog steeds all to play for. Dan gaan hulle basies omtrent gelyk wees teen die tyd dat die laaste ronde aanbreek. So Cardiff gaan baie hê om voor te speel en dit gaan vir Cardiff gevaarlik maak. So ek is amper meer senuweeagtig oor Cardiff op hierdie stadium as Ulster, maar albei gaan moeilik wees. Dis in die Stormers se hande. Connacht is water onder die brug. Dit was hulle banker in die 4 wedstryde. Almal gedink hulle gaan daai nou wen, hulle het nie. Nou moes hulle grondpad gaan. Maar die naweek het nou baie gehelp, maar dis baie op die spel nee, en weet dit is om tuis te speel is dan 'n groot voordeel. Maar dan sê Smith afrigter Franco het gesê in die mediakonferensie, almal moet net onthou dat nog die een span wat eerste op die puntleer geëindig het die United Rugby Championship gewen van Suid-Afrika om speel nie. So dit is amper soos die Masters om by Par 3 kompetisie te wen. Jy wil dit lyk my nie wen nie, maar dit is nie noodwendig dat hy statistiek gaan hou nie. Ek dink dit gaan die dag kom al hoe nader dat die ou wat eerste eindig maar regdeur gaan en heeltyd tuis wen. So dit sal gebeur. Dis waar, Jan Ackerman het ook al 'n paar keer gesê. Jy weet die span wat eerste geëindig het op die punteleer nog nooit die URC gewen nie in sy huidige formaat nie. Jy weet die top, ek weet nie van die Pro 14 en die Pro 12 voor dit nie, maar nie die formaat definitief nie. So dis nie so groot
terugslag is unieke maak nie, maar natuurlik is dit beter. Ons weet eintlik die Bulle hou nie eintlik van 'n belofte te speel en eerder Oosee gaan speel. Doen beter versie as wat 'n belofte. Ekskuus Edgar. Ek spot sommer net. Maar okay, ons praat gou oor die Lions. Weer eens lekker oorwinning oor Connacht, maar minder oortuigend vir my as wat hulle was teen Glasgow Warriors. Ek dink Connacht het dalk ook 'n bietjie huiswerk gedoen, maar ek dink die toer Suid-Afrika toe in die hoogte het vir Connacht maar hier lekker op die einde begin snoeker daar, maar nog steeds Lions oortuigende oorwinning. Hulle het 'n bietjie van 'n steiler paadjie. Hulle het nou, wat is dit nou? Hulle moet nou vir Leinster en vir Munster gaan speel. Leinster het natuurlik verloor teen Benetton soos nou gesê het en hulle speel natuurlik die naweek ook in 'n semifinaal in die Kampioenebeker. En natuurlik daarna speel hulle teen Munster wat soos ek gesê het vir Ulster totaal al afgeslag het. So ek dink die Lions het hulle werk uitgeknip vir hulle. Ja, en weer eens die Lions het nou 'n kans om te kyk wat Leinster doen teen Toulon. Dit is daai semifinaal wat hulle inspeel. Ja, ek dink dit is 'n moeilike wedstryd vir die Lions om nou te speel oor 2 weke met 'n Leinster span wat baie gemotiveerd sal terugkom van Benetton of eintlik hulle gaan nog seer hê van daai ene. So ek dink dit gaan 'n moeilike ene wees vir die Lions, maar aan die ander kant die Lions speel baie goeie rugby. Hulle het nou 'n klomp wedstryde in 'n ry gewen. Kan nog steeds 'n goeie span wees. Hulle is versekerde span wat soos almal sê nie weggaan nie. 2-3 in die laaste minute gedruk om die stelling so bietjie beter te laat lyk as wat dit eintlik was op 'n stadium, maar ek dink ja die Lions het 'n goeie span wat oor see kan gaan. Op hierdie stadium sal Leinster waarskynlik die gunsteling wees, maar die in albei Munster sekerlik ook. Maar die Lions het 'n kans in elk geval ons dink op as mens nou optel en daar's almal het nog nie klaar gespeel nie, kan die Lions nog eintlik uitval dink ek. Ek dink hulle is nog nie heeltemal verseker van hulle het nog so hier en daar 'n guns nodig. Maar 53 punte, derde op die punteleer, dit sal wreed wees as hulle nou nie in die top 8 eindig nie. Ek dink hulle sal. Maar met 2 verlore gaan hulle min of meer op 53 bly, so dit kan gebeur. Potensieel dat as hulle albei daai wedstryd verloor, dan gaan Leinster, Munster, Cardiff, Bulls almal by hulle gaan as hulle nie oppas nie. So dan kan hulle dalk 7de, 8ste eindig. So hulle het 1 wen van daai 2 ten minste nodig om so half bietjie meer in die middel van die pak te eindig. Maar albei natuurlik kan jy dit indink as hulle albei wen, dan het hulle 'n tuis semifinaal. 'n tuis kwartfinale eerder. So baie op die spel vir hulle. Mense gaan nooit sê die Lions gaan nie wen nie. Ek sal dit nooit sê nie, maar ek dink die moeilike ene vir hulle gaan daai Leinster ene wees. Moeiliker gemaak oor hulle teen Benetton verloor het. So ek dink Leinster gaan baie gemotiveerd wees om te wen teen die Lions. Ja, ek wil nou nie verkeerd vir Hugh Griffin aanhaal nie, maar ek dink hy het laas vir my gesê dat laas in 2024 oor see gewen die Lions. Maar ek praat onder korreksie. Ek kan nou nie lekker onthou nie. Hulle is nie goed op 'n weg van Ellis Park af nie. Hulle ek praat net van weg van Suid-Afrika af. Hulle het nou wel 4 bulle gewen op beloftes en daai tipe ding. So ek weet nie, ek hoop maar hulle kry dit reg. Ek moet dan vir jou sê, nee. Dis dan indrukwekkend wat hierdie Lions reg gekry het, nee. Dis sien. Ja. Het begin van die jaar toe hulle so sleg verloor teen die bulle, almal gedog, hier kom dit nou. En toe is dit glad nie so nie. Wat het 7 in 'n ry gewen? Wie dit gesien kom? Ja, en ek dink die grootste prestasie wat ek vir Van Rooyen en vir Cash en vir Franco Horn en vir almal van amper gelukwens is dat hulle die Suid-Afrikaanse skild ook gewen en dit is 'n moeilike een om te wen want dit is tuis weg almal te mekaar en kyk wie kry die meeste punte, so dis baie moeilik om daai net te wen en hulle het dit gewen en op Ellis Park, hulle die Stormers daar gewen, maar ek dink die Sharks ook gewen, hulle die Bulls almal op Ellis Park gewen. So ja, die Bulls op Ellis Park gewen, ja, dat die Bulls beloftes gewen. Bulls het hulle ja, dis reg. Ja, laat ek nou nie die rekord regstel hierso. Ek sal daai nie vergeet, maar jy gaan hom nie vergeet nie. Ja, dis 'n rooi letter. Ja. Dis daai wake-up skepskop van Ierland wat jy my nou dag gaan herinner. Van Frawley, ja. Ja, dis dat goed wat ou nie wil onthou nie. Maar ja, ek dink die laaste ding net van die Lions miskien is dat dat jy behaal nie sulke tellings net as jou spelers nie begin om baie hoër vlak te presteer nie. So en daar's 'n hele paar, weet daai voorspelerswerk, daar's die los ons Venter wat flank en slot kan speel. Franco Horn speel briljante rugby. So daar's 'n klomp faktore wat vir hulle werk. Agterspelers wat baie goed Smith stabiel op boskakel.
Goeie agterspeler. So ja, ek dink is dis 'n span wat in die geheel baie goed doen en verdien waar hulle is op hierdie stadium, maar twee moeilike wedstryde, daai statistiek wat jy genoem het is kommerwekkend as ek dit so kan noem, van dat hulle nou lanklaas oorsee gewen het, so dit is stel 'n bietjie teen hulle, maar dis 'n goeie jaar om dit reg te stel. So niks lekkerder as om sommer daar by Leinster te gaan wen nie. Moeilik, maar moontlik. Ja. Ek moet sê Chris Smith natuurlik verbaas my. Hy is nie net hierdie skoppende oudtydse amper goalskakel nie. Hy's net so goed op die aanval. Ek hou daarvan. Dit wys net vir jou, né? Hulle het hom 'n bietjie misbruik of nie reg gebruik nie, ek weet nie wat die regte woord is nie. Maar nou, kom ons praat gou oor die bulle teen die Scarlets. Ons het almal gesit en wag vir die bulle om hierdie een gemaklik te wen en nou ja toe. Dit is nie heeltemal so maklik. Hugh Griffin het gesê die Scarlets gaan 2 punte wen, hulle het toe net met 2 punte verloor. En kyk, hy het ons 'n klein toontjie lekker gekry tot die heel op die einde, toe ek nou vir hom kan sê, dankie Vader, ons het daai nou gewen, maar ja, dit was 'n interessante wedstryd, ons het so 'n bietjie binne nuus gekry daar, hoekom het gebeur het, weet, hulle was 4 weke oor see gewees, party van die manne is pas getroud, Elder Lou onder andere is nou die dag getroud, as manne wat net klein babetjies gekry het, en 4 weke weg van die huis af, is nie lekker nie hoor, ek dink het begin vat aan die ouens, en die kwotasie wat ek gehoor het, was hulle 1 voet was so half op die vliegtuig gewees. Ek kan nie wag om huis toe te gaan nie. En toe hulle daai eerste 3 druk van 'n vaste fasette af, heel in die begin, dit is te maklik gewees, en toe asof hulle bietjie die voet van die versneller afhaal het, en jy laat nie 'n span so Scarlets so maklik weet wegkom met dit nie. Ja, hulle is 'n goeie span. En Johan het dit 'n paar keer gesê ook in die perskonferensie, jy moet hulle nie onderskat nie. Hulle is 'n goeie span. En hulle het gewys. Ja, ten minste nog steeds 'n wen. Ek is nou herinner aan, ek het 'n paar vriende daar in Namibië wat lief is vir jag, en hy een vriend sê altyd hy skiet eerder amper mis as amper raak. So amper mis klink erger as amper raak, maar amper mis is daarom nog raak. Maar dit is hoe dit gevoel het Saterdag. Dis is ene jy kan ten minste nog terugkom en sê ten minste het ons nog gewen, want op 'n stadium was dit as daar was so skram heel aan die einde van die wedstryd wat die Bulls 'n strafskop gekry het, as daai skram gewen is deur die Scarlets, was dit moeilik. Ek dink van daai strafskop af is daar uitgeskop, en toe die strafskop gekom het, Pollard oorgeskop het. So ook in dit ingemeng, 3 wat nie toegeken is, wat die vorentoe aangee wat die Bulls gekry het, wat ook maar lyk of dit nie vorentoe aangee. Beweerde vorentoe aangee, ja. Beweerde vorentoe aangee. So ek dink Johan Ackerman het amptelik gevra dat die omstandighede rondom daai besluit moet ondersoek word. Ja, maar dit is ten minste, ek kan verstaan, daar's bepalende versagtende omstandighede in daai 4 weke weg wees, en dit het 'n effek. Dit is 'n baie lang tyd om weg te wees, en ons het al baie gesien, onthou jy daai dae wat was altyd so, as ons Nieu-Seeland toe moes gaan, as vir 2 in Australië, 2 in Nieu-Seeland, in die ou Super Rugby tye. En daai 4de wedstryd was tipies altyd so, weer die manne is so half en half al op die vliegtuig, en jy het 90% van daai 4de wedstryd dat jy verloor op daai toere. Ja. So eintlik, as jy terugkyk, het hulle eintlik goed gedoen, sien dit dat hulle die vorige kere verloor het by daai veld. So ek dink dit is uit die positiefs wat die Bulls daar moet vat, is te sê ons het die punte gekry, ons was nou net 4, 5 sou beter gewees het, maar het 4 kom huis toe, en nou het jy 2 tuis wat jy 10 punte kan kry. Alhoewel Benetton het nou weer ander skoke losgemaak. En ons wag op Benetton wag vir ons, die bulle. Ja, so Benetton is nou nie Benetton van ouds nie, dit is in feite nou Italië se toetsspan wat kom speel. So en ons weet wat Italië se toetsspan hierdie jaar gedoen het. So hulle is beter as wat hulle vorige jare was, maar ek nog steeds tuis, ek dink as die Stormers vir Glasgow Warriors tuis kan wen, kan die Bulls vir Benetton tuis wen, en ek dink daar's 10 punte tuis vir die Bulls, 59 punte, en dan moet hulle kyk waar hulle eindig. Dit kan dalk nog goed genoeg wees vir 'n tuiskwartyn. Ek dink so. Terwyl ons van dit praat, ons doen nou elke Sondag 'n ding, ons noem dit die Sunday briefing. Kry as jy op ons megafonrugby.com kanaal gaan en jy teken in daar, is gratis, dan kry jy elke Sondag 'n e-posie daar wat ons ding het, en ek skryf so 'n klein kolommetjie daar, en ons publiseer 'n hele klomp eksklusiewe artikels op Sondag. Ons het 5 gepubliseer hierdie naweek. Een oor Libby, een oor Neil de Bruin, een oor die Stormers, een oor die geld in Suid-Afrikaanse omstandighede. Suid-Afrika 2.2 biljoen rand gespandeer om in die URC te speel, vandat die Kings aangesluit, kan jy dit oorvertel. En laasens het 'n bietjie gepraat oor die Ierse spanne, 'n bietjie beter leer ken met ons vriend Pat McCarry, Ierse hulle. So, as jy wil deel wees daarvan, gaan teken in op ons kanaal, kyk daar vir die Sunday briefing, en as jy wil, ons het 'n WhatsApp kanaal ook nou gestig, ek gaan die besonderhede onder in die beskrywing sit.
As jy daarop klik, ons kan nie met mekaar gesels daar nie, maar anders net heeldag op WhatsApp wees, maar ons gaan vir jou laat weet van nuwe video's wat ons publiseer, artikels wat ons publiseer, goed wat gebeur. Dit is interessant, gemaak seker jy word deel van hierdie gemeenskap van ons, en soos ek sê, Raakvat Rugby en Megaphone Rugby is susterkanale, een is net Engels, een is Afrikaans. Ek praat gemakliker in Afrikaans as in Engels, so ja, daar het ek nou my admin uit die weg gery, Marie. Ja, is indrukwekkend, jy het dit goed gedoen. Ek slok inteken op daai, né? En ek lees dit weekliks. Dis briljant saamgestel. Wat ek daarvan hou is MW is dat dit is professioneel gedoen en dit vat alles mooi saam en die manne wat deur die week hulle mening gegee het word mooi so in konteks ingesit daar. So ek dink dit is 'n lekker samestelling van daar is die stof. Weet mos ek oomblik as die stof nog gaan lê het na al die emosies klaar, jy klaar gebraai die vorige aand, jy wil nou net wel verstaan wat alles hier gebeur het. So 'n goeie een om te lees. Ja, ons publiseer dit gewoonlik Sondag 12:00, so dat jy lekker Sondagmiddag kan jy daar voor die TV sit en of langs die braai en lees jy die artikels. Ons doen sommer al die podcasts goed as die week gedoen het, maar die lekker ding is eintlik maar die artikels. Iets wat jy rustig kan sit en lees en alles. So asseblief mense, help ons om hierdie kanaal te groei. Dis harde werk. Al lyk dit nie altyd so nie. Reg Arie, as gaan net praat oor die Sharks nie. Dit was alweer 'n treur, maar ons het Vrydag so vermoed dit gaan wees en dit het toe so ook so gelyk en ek weet nie wat daar aangaan nie, maar ek weet nie, ons sal maar moet sien of JP Pietersen volgende seisoen dalk 'n beter job kan doen. Hy het so al vir ambulans aangee gekry. So kom ons gee hom die voordeel van die twyfel. Dalk gaan dit beter volgende seisoen. Ja, dit is teleurstellend. As 36 punte al wen hulle albei, dan is dit nog enetjie te kort om verby Ulster te gaan, so dit gaan nie gebeur nie. So dit is nou buite die wat my meer bekommer is namens die Bulls, namens die Sharks eerder, is dat die Bulls blyklik die handtekening van Gilomee daai ja, hulle het baie ja, dat hy geteken het en hy het baie beïndruk toe hy heel agter gespeel het, Westerhof 2 vir die Springbok Sevens gespeel en wat my eintlik meer bekommer as ek dit so kan stel van die Sharks is dat so 'n talentvolle speler nou besluit dat hy wil nie daar speel nie. Wat in hy stelsel is en wat speelkans gekry het. So tensy die handtekening baie langer terug gemaak is nog voor hy miskien vir die Sharks gespeel het, is moontlik, maar dis nie spelers wat jy wil verloor nie. Dit is soos Marcus Miller wat nou volgende by 'n ander span weer teken, is amper voel dieselfde gevoel amper. So jy wil dit nie, maar ja, sal hopelik kan hulle dit omdraai. Maar om nie top 8 te maak vir die Sharks nie is nie 'n goeie seisoen. Ja, nee, teken as uit die kampioenebeker uit. Nee wat, daar baie gevolge, maar ons sal nou maar sien. Ek moet sê Johan Ackerman is besig om iets indrukwekkends te bou met sy handtekeninge. Ek weet party mense is nie vreeslik opgewonde oor Kevin Bosch nie, maar man het 'n kanonpoot in hom, lyk my sy spel het opgetel. Gilomee is 'n nuwe een van daai manne wat jy moet dophou. Jy weet soos Hashim Piet en daai tipe ouens en Hakim Kunene kom soen toe, Takir Abrams kom soen toe, weet daar's 'n klomp. Ek kan sien waar hierdie ding op pad is. Gaan kyk so vinnig toevallig, gaan dit ook hier so sê wat ons gesels met Neil de Bruin, dis een van die mees indrukwekkende gesprekke wat ek in 'n lang tyd gehad het. Waarskynlik een van die beste wat ons ooit gehad het. Neil de Bruin is 'n man wat sy kop reg op sy skouers. Wat sê reg aangeskroef is. Ek kan nie die gesegde onthou nie, maar maak seker jy kyk kanaal op ons Megaphone Rugby kanaal. Okay Arie, was lekker. Dankie. Lekker dag. Bye bye.